ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 417. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javasua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, en dan spesifiek aan my heel nuutste boek, die boek Hebreërs, waarheid of leuns. Dis 'n moed. Inteendeel vir enige een wat besig is met Bybelstudie, is dit 'n moed. My selfoonnommer is 0722367124. Gaan na my webtuiste https://javasua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom. Baie welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor. U het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiteraard noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal as nuwe kykers, sodat u die verskillende kennisgewings kan kry van al die studies waarmee ons besig is. Stuur ook hierdie kennisgewing aan die vriende en kennisses, almal vir wie lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend. Skryfblok, pen en ten minste 33 Afrikaanse Bybel, uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa, ons Elohim, vir die voorreg wat ons vanmôre kan hê om in die teenwoordigheid te kom. Ek wil bid dat u die woord sal salf en seën vanmôre, en dat u wonderlike grootheid deur die Ruach HaKodesh vanmôre hierdie woord sal dryf, en dat dit in goeie grond val. Gebruik dit tot eer van die koninkryk hier op hierdie aarde, sodat bruid tot in die keer kan kom. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, en elke Jafis sê halleluja, halleluja. Hoe die tannetjie gesê, jy hoor hoe gaan die halleluja, 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 reg soos 'n golf. 'n tsunami oor die aarde, halleluja, prys hom. Laat dit so wees. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag dit vir u 'n wonderlike geleentheid wees vanmôre. Mag die woord direk tot elkeen van ons spreek. Ons kyk na die boek Spreuke, hoofstuk 22, verskoon my. Jammer, maar die ateljee is 'n bietjie koelerig, terwyl ons opneem hierso. En ons is in die winter. Ja, anders is dit lekker warm. Hulle is baie meeste mense slaap al hierdie tyd. Hulle slaap onder elektriese komberse en goed, maar ons doen wat ons hand vind om te doen. Daarom bid ons dat hierdie woord 'n seën in die hart sal wees. Hy sê in Spreuke 22:9, hy sê wie vriendelik is, hy of sy word geseën. Ek trek natuurlik die dames in, hè? Hy of sy word geseën, omdat hy of sy van hul brood aan die armes gee. Hoekom word hulle geseën? Want hulle deel dit wat hulle het met ander. En hierso het ons die unksie van die Ruach HaKodesh nodig. Unksie is die salwing, die leiding, om ons te lei om ons brood op regte maniere te saai. Want die woord sê, na vele dae keer, hy sê, werp jou brood op die water, en na vele dae dan keer dit terug na jou toe. So, die brood wat ons saai is ook wat? Dis saad. Kyk wat sê hy so. Wie vriendelik is, hy of sy word geseën. So in ons vriendelikheid is daar al klaar 'n blessing. Omdat hy of sy van hul brood aan die arme gee. Waarom word hierdie persoon geseën? Omdat hy of sy van hulle brood gee? Nee. Omdat hulle brood deel? Nee. Dit is die gesindheid waarmee die brood gegee word.
Dis die gesindheid waarin die brood gegee word. Wat vrugte sal verwek, of klein spoorwegvruggies tevore sal bring. Dis hoe maklik dit is. Die Bybel praat, Yeshua praat van die Fariseërs en Sadduseërs, as hulle iets gedoen het, staan op die hoeke van die straat en hulle verkondig het aan die mensdom. Die woord sê, jou linkerhand moenie weet wat jou regterhand gedoen het nie. As jy geseënd wil wees, dan saai jy in die koninkryk. Dis saad. Ja, natuurlik moet ons oes verwag as ons saad insit. Maar ons staan op die hoeke van die straat en verkondig dit nie. Wanneer ons broodjie in die helfte breek en iemand anders 'n helfte van die brood gee, of daai ramstyg sny en hom saam met die helfte van die brood gee, moet jy net die brood gee. Verstaan jy wat ek sê? Dis nie wat ons gee nie, dis hoe ons dit gee. My pa het altyd gesê, is nie wat jy sê nie, dit is hoe jy dit sê. Net jou stemtoon kan of 'n glimlag bring, of onmiddellik kan dit resistance bring, 'n teestand veroorsaak. Hoekom? Dis die stemtoon waarin jy dit sê. Sê wat jy sê nie, dis hoe jy dit sê. Is nie wat jy gee nie, dis met hoe hard of gesindheid jy dit gee. En as dit 'n slegte gesindheid is, hou dit dan eerder. Moet dit nie saai nie, want jy mors jou brood. Maar wanneer dit sal wees in die gesindheid van Yeshua, soos hy homself vir ons gegee het, as ons in daai gesindheid onsself vir 'n verlore wêreld wil gee, klap in die stote vat, wat maak dit saak? Die einde van die wêreld nie. Hulle moet net nie aanhoudend klap nie, dis al. Maar laat ons in die gesindheid waarmee ons dan saai. Want ons gesindheid bring die verwagting van 'n oes. Hy sê, dit is die gesindheid waarmee die brood gegee word, wat jou vrug sal verwek, die vrug, die ruach vrugte. Ons betaal nie vir die vrugte nie. Die Bybel sê, dis bo-natuurlike gawes wat Jahwe vir ons gee. Dis eintlik gawes wat ons verdien. Hoekom? Terwyl ons in heiligmaking lewe. Terwyl ons op pad hemel toe is, aflê elke dag, meer en meer, nader en nader, nader en nader. Meer van hom, minder van myself. Dis 'n mooi een, hè? En dis wat ons moet doen, ons moet aflê. Heiligmaking is om af te lê. Dis die gesindheid waarmee ons die brood gee, wat my vrug in my sal verwerk. Wat ons van niemand anders as die Vader en Yeshua ontvang nie. Die ruach laat die vrugte groei, maar die genadebloed kom van Yeshua af. Wat het ons van die Vader ontvang? Yeshua. Halleluja. Wat het hy vir ons gegee? Wat het Jahwe ons Vader vir ons gegee? Hy het ons Yeshua gegee. As daar nie 'n Yeshua was nie, dan het ons na nog 2000 jaar nog steeds met 613 wette gesit en sukkel, wat geen verlossing in het nie. Nie die besnydenis nie, nie die verskillende feeste nie, nie die maane en die verskillende besnydenis en al die, nee, dis als is als mahala. It's for nothing, verniet. Die woord sê, te vergeefs vereer julle my deur die leringe van die gebooie van mense te leer. En daarom sê Hebreërs hoofstuk 7 vers 18, ja, Jahwe het dit tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. En daarom is ons in die ruach. Ons beweeg in die funksie van die ruach HaKodesh. Hy het ons geroep tot
die heerlikheid van Jahvashua. Daarom het ek daai reeks gedoen, is die Sabbat, daar's die Sabbat en die wette, of die wette en die Sabbat, en daar's natuurlik, is dit die Joodse feeste, of die nagmaal. Wat het ons van die Vader Jahwe ontvang? Jahvashua, die brood van die ewige lewe. Die fontein van die ewige lewe. Halleluja. Wat selfs vandag in 2026 funksioneer in ons Jahviste en die bruid van Jahvashua se lewens. Is dit nie mooi nie? Ons wil daagliks deur die Ruach HaKodesh benat word. Ons wil daaglik vars brood eet en vars water drink. Ons wil elke dag bewus wees van die bewuswording van die werkinge van die Ruach HaKodesh in ons lewens. Hy het ons geroep met 'n bonatuurlike roeping in Jahvashua. En dit alles begin deur my brood te deel. Sê die woord nie dat daar's net 2 Nuwe Testamentiese koninklike wette nie. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een, jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel, jou verstand, alles wat in jou binne is, en my broer, my naaste soos myself. Want my broer en my suster is my naaste, en my naaste soos myself. Ons het nodig om gehoorsaam te wees, want die woord sê, dat gehoorsaamheid is beter as offerhandes. Vandag speel offerhandes in die kerke die hoofrol. Offerhandes en tiendes bepaal waar mense in die kerke sit vandag. Offerhandes en tiendes bepaal vandag wie is die pastoor en die predikant se vriend. Terwyl die woord sê, daar mag by julle geen onderskeid wees van die een is ryk en die ander is arm nie. Daar mag nie 'n onderskeid wees waar jy vir die een sê, kom sit jy voor, en vir die ander gaan sit jy agter nie. Daar mag nie 'n onderskeid wees wanneer jy mense na jou tafel toe nooi nie. Die welgestelde sowel as die arme. Dis wat die woord sê. En daarom kry jy Jahvashua tussen die hoere en die wynsuipers. En dan sê die fariseërs en die sadduseërs, hy's 'n vriend van die hoere en die wynsuipers. Hy sit tussen hulle. Hy het nie saam met hulle gehoor nie, hy het nie saam met hulle wyn gesuip nie. Hy was daar by hulle, in hulle omstandighede, om met hulle daar te deel. Daar waar dit saak maak. En dit is belangrik dat hierdie woord vanmôre in die grond val wat saak maak. Die woord sê Jahvashua het nie vir die regverdige gekom nie, maar dat elke sondaar hom tot Jahvashua kan bekeer. Dis die krits, dis die hartklop van die boodskap. Gaan en verkondig die evangelie aan die armes. Gaan verkondig die evangelie aan die sondaars. Hulle wat geen geld het nie, kom eet verniet. Hulle wat nie geld het nie, kom. Die woord sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal julle rus gee. Die rus van die ewige lewe, halleluja. 'n Oop uitnodiging, meer as 2000 jaar oud, wat vandag so vars is, asof Jahvashua dit vanmôre gesê het vir ons. Dis wanneer die woord deurdronge is met die Ruach HaKodesh salwing. En wanneer hy tot ons spreek, en hierdie woord in ons sielsdimensie inval, en dit ontkiem, en dit dra blomme, en dit dra vrugte, en dit vertoon die vrugte van die Ruach HaKodesh. Ons lewe in die tyd waar die kerke nie meer oor die vrugte van die Ruach preek nie. Die vrugte het verlore gegaan. Liefde, vriendelikheid, langmoedigheid, sagmoedigheid, blydskap, selfbeheersing.
Die goed vir die kerke bestaan nie meer vandag nie. Dit gaan oor 'n social gathering. Terwyl Jafashua sê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe, en wie na my nie kom nie, is 'n skelm en 'n dief. Hy wat by die deur nie inkom nie, wat oor die muur klim, is 'n skelm en 'n moordenaar en 'n dief. Hulle wat honger en dors het, kom na die waters, verniet, kom kry vanmôre. Jafashua sê, kom kry brood. Prof, jy ken nie, ek het 'n groter behoefte aan brood. Dis hoekom die woord ook sê, hy voed met sy geregtigheid. Hy voed ons ook met sy geregtigheid, sy bonatuurlikheid. Prof, jy weet nie waardeur ek gaan nie. Weet jy wat? Jafashua weet. As jy voor jy gevra het ek reeds geweet. Maar dit is steeds belangrik, die woord ek sluit af, wat sê, nader tot my, en ek sal tot julle nader. Tot môreoggend as dit Vader se wil is, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.